Laasnag het ek vir die Here getop en gedink. Eventually het ek aan die slaap geraak. En ek het in daai gesig van die Here af, van die kerk. Ek sien hierdie kerk, nie hierdie kerk nie, ek sien die kerk van Christus. Ek sien hoe staan hy soos 'n groot boom, soos 'n gebou. Maar ek sien takke wat so uitgaan, takke wat so uitgaan. En ek staan en ek kyk en ek is verwonderd oor hierdie kerk van Christus. En hier staan iemand hier langs my, maar ek het nie 'n idee wie dit is nie. Ek kan nie sy gesig sien nie, ek kan hom nie herken nie. En ek sien hoe val hierdie takke van die kerk af, en ek sien hoe val hierdie takke van hierdie kerk af, en hoe val hierdie groot boom, hierdie gebou in mekaar. En die persoon sê vir my, dis die kerk van Christus wat besig is om vernietig te word. Dis die kerk van Christus wat besig is om te disappeer. En ek kyk, en ek sien verder, en ek voel hoe word ek getap, en ek getap, en dit voel vir my of iemand my in daai donker gat wil hê wat hier langs my is, en ek sê, Here, wat gaan aan? En hy sê, breek daai balboek in jou kop, en ek gooi daai balstuk in 'n glasbal. Glasbal met vol stukkies. En ek is uit hierdie groef uit, en onmiddellik kan ek beweeg, onmiddellik is ek vry, Ek sê, Here, wat beteken dit? Hy sê, my kerk het hulle fokus verloor. My kerk konsentreer op hierdie dinge van die wêreld. Hierdie ding het gisterop gebeur met my. En hierdie preek wat ek geskryf het ek Dinsdag geskryf. En dit was vir my die bevestiging van hierdie woord wat ek vandag moes bring oor die kerk van Christus Jesus. En hierdie preektitel wat ons vandag het, is hou jy jou oë op Jesus. Dis die titel vandag. En die Here het my gelei na hierdie ding toe, en ek kan nog steeds net daardie gevoel kry, hoe ek weggetrek word in hierdie gat, in hierdie donker gat. Weet, ek het 'n groen baadjie aangehad, en toevallig het ek 'n groen baadjie by die huis, en hy trek. Niemand is gevrywaar om te val. Dis hoekom die Bybel vir ons leer, heed ye who stand, that you don't fall. Pas op jy wat staan, laat jy nie val nie. Dis hoekom die Bybel dit vir ons sê. Nou, ons spreektitel, hou jou oë op Jesus, dit val daarby in. Matteus 6:22, die oog is die lamp van die liggaam. As jou oog gesond is, sal jou hele liggaam vol lig wees. As jou oog gesond is, sal jou hele liggaam gesond wees. Jy weet my broer, my suster, ons sê dikwels, die oë is die vensters tot jou siel, en dis die waarheid. Mense hou nie daarvan om met my oogkontak te maak nie, want ek kyk dwars deur daardie blou of bruin of groen oë, en ek sien jou siel raak. Ek sien wat se tipe mens is jy, ek sien wat se tipe dinge doen jy, ek sien waarvan hou jy en waarvan hou jy nie. Dis nie dat ek 'n waarsêer is nie, dis 'n gawe van God af. Die onderskeiding van gees is 'n gawe van God af. Mense kan met praatjies kom en stories vertel, maar dit wat ek kan sien, wat God vir my openbaar, is die waarheid. Die oog is die lamp van die liggaam. Psalm 121 vers 1 tot 2. Ek slaan my oë op na die berge, waar kom my hulp vandaan? My hulp kom van die Here, die maker van hemel en aarde. Die psalmdigter het hierdie ding geskryf, ek slaan my oë op na die berge, waar kom my hulp vandaan? Weet julle hoekom het hierdie psalmdigter hierdie beeldspraak gebruik? Daar in Jerusalem, toe hierdie Israeliete vir Moses gesê, dis waar het begin het, toe hulle vir Moses sê,
Gaan praat jy met God, want ons is te bang. Gaan praat jy met God, want ons is te bang. En hulle het almal opgekyk, daar na die berg Sion toe, waar Moses opgegaan het, en die weerlig het geslaan, en die donder het geslaan, en alles het gebeur daarbo, en hulle het gesê, daar gaan ons hulp vandaan kom. Dis hoekom God wil hê, ons moet vandag opkyk na hom toe. Vergeet nie die kristelballe bo in hulle koppe, vergeet nie die dinge van die wêreld wat vir julle saak maak. Die dinge van die wêreld kan nie vir julle saak maak nie. God is die enigste ene wat vir julle kan saak maak. Lukas 8 vers 11 tot 15. Daai gelykenis van die saaier. My broer, my suster, weet jy hoe belangrik is daardie gelykenis wat Jesus vir ons probeer sê? Is hoe ontvang elke persoon die woord van God? Hoe ontvang die persoon die woord van God? Is dit die woord wat ingaan, of is dit die woord wat uitgaan? Is dit net nog 'n keer, ag wat, dis net nog 'n Sondag verby, vergeet dit, ek sal môre my life change, is dit nou maar so? Hoe ontvang jy die woord van God? Christus waarsku ons opnuut om ons oë gefestig te hou op onsself. Dis hoekom hy daai gelykenis vertel het van die saaier. Hy waarsku ons. Hierdie wêreld is gevul met afleidings. Hierdie wêreld is gevul met versoekings. Hierdie wêreld is gevul met geraas. Ons kyk wat gebeur op die televisie. Al wat ons sien op die televisie is moord en doodslag en ryp en vloek en seks en naakte vrouens. Dis wat ons sien op die televisie. Maar ons sien bitter min God op die televisie, want ons onderdruk God. Waarmee hou jy jou besig? Waar konsentreer jou oog? Is jou oog inderdaad daardie lamp vir jou liggaam? Is jou oog inderdaad daardie lamp vir jou liggaam? Ons as mens is geneig om die dinge van genot bo God te sit. Hierdie betekenis van Matteus 6:22. Die lamp, die oog is die lamp van die liggaam. Wanneer ons oog gefestig is op hom, Jesus, die bron van alle lig. Jesus is die bron van alle lig. Hy sê, ek is die lig, die waarheid en die lewe. Ek is die weg. Maar dan kyk ons daar in Openbaring, wat daar geskryf staan in Openbaring, daar staan geskryf, en in daardie dae sal die son en die maan sy glans nie meer gee nie, want die teenwoordigheid van Jesus Christus is die lig. Jy het nie meer die son en die maan nodig nie. Jesus Christus se teenwoordigheid is jou lig wat jou dag verlig. Daar gaan ook nie meer duisternis wees nie, daar gaan nie 'n nag wees nie, want die nag is die plek waar die mense kwaad doen, waar die mens geneig is om kwaad te doen. Maar deesdae doen die mense dit sommer in die dag ook. As ons dwaal, begin duisternis insluit. As jy jou oë weghaal van die Here af, dan begin die duisternis insluit. Dan begin die dinge vir jou dieselfde word as die dinge van die Here. Die dinge van die wêreld begin vir jou dieselfde word as die dinge van die Here. Want jy dwaal. Jy dink is aanvaarbaar. Ek wil vandag vir jou vra wat hier so sit. En dit is wonderlik om te sien dat die vrug gedra word hierso. Jy wat hier sit, waar kyk jy vandag? Waar kyk jy vandag? Wat trek jou aandag? Is dit die chaos rondom jou of die lig van Christus? Kyk wat het in Midde-Oosten gebeur. Chaos. My is. Ek het nie eens 'n televisie. Want televisie beteken vir my afleiding van my verhouding met God. As ek daai tyd voor daai televisie gaan sit, beteken dit, ek kan 2 ure voor 'n TV sit om fliek te kyk, waar ek 2 ure in God se teenwoordigheid kon gesit het, God se woord bestudeer het en my verdiep het in 'n verhouding nader na hom toe.
waar kyk jy? Ons aandag vorm ons optrede. Weet jy wat ek bedoel, my suster? Ons aandag, dit waar jy kyk, dit waar jou aandag op vestig, dit vorm jou optrede. Kyk maar net na mense. Hy kyk na die negativiteit van hierdie lewe. Hy kyk na hoe swaar hy kry. Hy kyk na hoe hy sukkel. Hy kyk na die oorlog. Hy kyk na armoede. En kort voor lang is daardie persoon so depressief, want daai armoede, daai dinge van hierdie lewe vorm hom. Dit vorm hom, dit verander hom. Hierdie depressiviteit in hom, wat hom ek kan nie meer. Dit vorm. Konteks van Matteus 6 beklemtoon Jesus die nutteloosheid om die skatte op hierdie aarde te stoor. Hy sê vir my, moenie jou skatte vergader waar mot en roeste kan verniel nie, maar vergader jou skatte waar die koninkryk van die hemel is. Dan moet jou skatte vergader. Hierdie aarde bied vir ons baie dinge. Maar dis kom ek nou van TV gepraat. Maar dink net 'n bietjie aan jou selfoon. Dink net 'n bietjie aan die social media op jou selfoon. Jy wat Facebook het en Instagram het en die vrek, wat is die nuutste ding is nou vrek en TikTok en allerhande snaakse ops. Kyk net 'n bietjie daarso. Wat gebeur daarso? Jy is nog besig om 'n short video te kyk van die Here en die next moment kom daar 'n naak vrou op. Gebeur dit? Natuurlijk gebeur dit. Die nuutste een wat ek deesdae sien is hierdie cartoon. Hulle het nou weer oor, en Pastoor David het al baie oor hierdie cartoons van kinders gepraat. Hulle het nou weer 'n dingetjie daarso wat soos 'n boks lyk, 'n mannetjie soos 'n boks lyk, en twee oortjies wat soos 'n hasie lyk. Maar gaan kyk na die karakter wat dit voorstel, is 'n demon. Hy stel 'n demon voor. Maar dit is goed vir jou, as jou kind die goed op die TV kyk, en hulle sien hoe die demons met mekaar beklei, en die minions soen mekaar, en die minions vermeerder, en die een oog minion. Waar kom die minions vandaan? Wie is die een oog? Het julle daarna gekyk? Dit vorm jou kind, dit vorm jou. Dit verander jou. Mense dink, en ek bly dit sê, ek sal dit sê, totdat ek huis toe gaan. Om 'n bier te neem, sê die mense, dis aanvaarbaar, want ek word nie dronk nie. Maar wat sê God? God sê, die oomblik as jy daai alkohol inneem, verander dit jou karakter. Want jy doen dinge wat jy nooit sou gedoen het nie. Jy raak laf. Ons kon onthou, 1 jaar in die werk vir ons 'n werksfunksie gegee by 'n bekende plek hier in die dorp. Ek is 8 uur as ek huis toe. Ek is 8 uur huis toe. Daar was vrouens wat so dronk was, dat hulle nie omgegee het wat hulle gedoen het nie. Hulle daar op haar stukkie vloer, hy skaars 2 by 2 meter, het hulle probeer dans in hulle beskonkheid, dat hulle goed uitgehang het, reg voor waar ek sit en eet. Minnetjies wat hierso sit, goed wat hier uithang. Ek is 8 uur huis te sê ek vir hierdie vrou vir my, kom pop, ons ry. Ek gaan nie my lewe versier met hierdie gemors nie. Ek gaan nie my lewe versier nie.
Psalm 121, dit herinner ons waar ons hulp werklik vandaan kom. Ek lig my oë op na die berge. Weet jy my broer, my suster, ons onthou, as hierdie Israeliete so aangekom het na Jerusalem toe, en hulle sien die berg Sion daar voor hulle, dan slaan hulle oë op na die berge, slaan hulle op na die klippe wat daar bo is. Nee, hulle kyk of God daar bo is, want hulle onthou die stories wat vertel is van Moses, hoe God met die donder gepraat het op die berg. Hulle kyk op na boontoe. Vandag die psalmdigter Dawid het hierdie Psalm 121 geskryf, sê, ek slaan my oë op na die berge, dit beteken hy kyk op na die stuk klip toe nie, hy kyk op na God toe. Dis waar jou hulp vandaan kom. Hy wat hemel en aarde gemaak het, dis waar jou hulp vandaan kom. Plaas om toe te laat dat die lewe se onsekerhede ons weeg of ons aandag aftrek en lei na die onsuiwere dinge toe, moet ons onthou om ons oog altyd na hom te draai. Ons het hierdie liedjies gesing. Het julle na die woorde geluister? Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Maar ons is geneig om ons eie gemors uit te soort. Lukas 8, die gelykenis van Jesaja. Jesus illustreer die reaksies van mense as hulle die woord. Dis wat hier gebeur in die gelykenis. As jy by die huis kom vanmiddag of vanaand, vat jou Bybel, gaan lees Lukas 8 vers 11 tot 15 en dan weer vers 21 tot en met 21. Dan sien jy wat sy reaksies is daarso. Hoe mooi storie skep Jesus. Sommige sade val op die paadjie en word vertrap. Ander op rotsagtige grond waar hulle verdor. Sommige tussen dorings wat hulle verstik. En slegs 'n gedeelte val op goeie grond wat oes oplewer. My broer, my suster, ek wil vanmôre vir jou vra, is jy daardie ene wat daardie goeie grond is, waar die oes kan vandaan kom? Want as jy daai goeie grond is, en hierdie oor hoor vanmôre die woord, en hierdie oor laat hierdie woord groei, dan gaan jy vrug dra daar buite. Jy's besig om te verander daar buitekant. Jy's besig om vir die wêreld Jesus te wys daar buitekant. As die wêreld Jesus in jou begin raak sien, dan het jy vrug gedra. Mense wil graag hê wat jy het. Hulle sien jou vrolikheid, hulle sien jou happiness, hulle sien hoe straal die Here uit jou uit, sy lig weerkaats van jou af. Hulle wil hê wat jy het. Maar as jy toelaat dat hierdie negativiteit jou fokus eet, gaan jy nêrens kom nie. Vers 21. Die belangrikheid van gehoorsaamheid en familie in sy broer, in sy bediening. Jesus beklemtoon familie, broederskap in sy bediening. Jy weet, daar toe sy ma en sy broers daar by hom gekom het, daar waar hy besig was om hierdie leringe te doen, hierdie teachings te doen, daarso sê hulle vir hom, want mamma en die broers kan nie naby Jesus kom nie, daar is te veel mense tussen hom en hulle wat op die buitekant staan. En hulle sê vir hom, jou moeder en jou broers is hier, so hulle wil jou sien. Het hulle gekom daai dag met 'n goeie bedoeling? Die Bybel leer vir
ons nee, hulle het nie gekom met 'n goeie bedoeling nie. Die Bybel leer vir ons dat hulle hom wil kom berusp het oor sy houding wat hy het, om te sê hy is die seun van God oor die wonderwerke wat hy doen. Dis wat die Bybel vir ons leer. Hulle wil hom kom berusp het. Weet jy wat sê Jesus? Hy sê, my moeder en my broers is diegene wat die wil van my Vader doen. Dis my moeder en my broers. My broer, my suster, as jy gehoorsaam is vanmôre aan God en jy het jou lewe omgedraai en verander, is jy Jesus se broer, is jy Jesus se suster, maar jy's meer as dit. In Spreuke staan daar geskryf, daar's 'n vriend wat nader is as 'n broer. Ek het julle nou gaan ek julle vertel van my vriend. Hy's nader as 'n broer. Hy's my confidant. Ek kan met hom geheime deel. Hy's ook my watchdog. Ek het julle gesê, hy's my geestelike vader. Ek het 2 geestelike vaders. Een is Tobias Venter van die AGS op Hendrina. En die ander een is op Angus Bakken, is amper al 5 jaar onder sy mentorskap. Wat 'n wonderlike mens. Dis my geestelike vader. En Jesus sê, as jy die wil van my Vader doen, dan sal jy my familie wees. Dan sal jy my familie wees. Daai gehoorsaamheid wat jy aan Jesus het, daai gehoorsaamheid wat jy doen, wat Jesus vir jou sê om te doen, daai verandering wat jy in die lewe het, nadat jy gesê het, ek neem Jesus aan as zaligmaker en verlosser, en jy draai weg van die wêreld, en jy stap na Jesus toe, jou oë gefestig op hom, en jy los dit die Bybel agter, vergeet dit wat agter is. Vergeet dit. Ek wil jou vandag vra, ondersoek jouself. Ek wil jou vandag vra, kyk jy op na die Here toe, waar jy hulp vandaan gaan kom. Ek wil jou dit vra. Leef jy op 'n manier wat jou fokus weerspieël van hom af? Sien die mense jou Jesus in jou raak? As hulle na jou kyk, wie sien hulle? 'n Goddelike mens of iemand wat soos Jesus probeer wees, of sien hulle 'n koekies raak, 'n dronklap alkoholist, wat ek was, soos wat die Bybel sê, dit was jy eers, maar nou is jy anders. Ek het 'n paar strategieë om jou nader na die Here toe te kry. Om jou fokus terug te kry op die Here. Een van hulle, as jy met 'n daaglikse bidroetine skep. Jy moet 'n daaglikse bidroetine hê. Konsekwente gebed en Bybel lees. Verkieslik op dieselfde tyd. Verkieslik baie vroeg in die oggend. Hier tussen 3 en 5. Voordat die res van die wêreld ontwaak. Want daardie tyd is God naby jou. God waak oor jou. In die nag, ons lees in die Bybel, hy sê, in die nag werk hy. Skep daai tyd vir jou. Naby God. As jy 'n vers lees in die Bybel, hoe dikwels ry jy op die pad, dan sien jy agter op 'n lorry is 'n vers opgesit. Enige vers. Het jy al gedink, wat beteken daai vers? Het jy gemediteer daaroor? Het jy gedink wat beteken daai vers? My broer, my suster, dit bring jou nader na God toe. As jy die Bybel oopmaak en jy lees 'n vers en ons sê in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Wat beteken dit? Ons het 'n selgroep gehad. Wonderlike tydperk gewees. Wonderlike tydperk.
Ons het gegroei. Mense het gegroei. Hulle was honger. Kennis is verbreek. En hulle nuuskierigheid is gevul. Ek kan net so ver gaan. Val daai woord op die rotsagtige paadjies of val hy op die goeie grond? As jy Bybel lees en bid, skep 'n afleidingsvrye omgewing. Daar waar jy gaan sit en bid, moenie die televisie in daai hoek aan hê nie. Dit gaan nie help nie. Want jy gaan nie jou aandag op jou Bybel sit of op God sit nie, want jou oë gaan korp en jy hoor, ek hoor Israel het 'n bom gegooi. O, Bybel, gaan kyk. Vergeet jou WhatsApp. Los jou foon op 'n ander plek. Vergeet jou Facebook. Gaan op airplane mode vir daai tydperk as jy die Here verkeer. Dan kan ek so plan nie. Baie keer sê ek vir baie mense, as hulle morbied begin raak, sit vir jou gospel music op. Sit jou sagte strelende gospel music op en jy sal sien hoe jou gemoed verander. Jy sal sien hoe jou gemoed verander. As jy bid, kry sommer vir jou 'n stoel daar in die hoek van jou kamer. Daar waar jy alleen kan sit met God, waar niks jou gaan plan. Die Bybel sê, gaan in jou binnekamer, maak jou deur toe en bid tot jou God, jou Vader. Kry vir jou stoel daar binne. Wie van julle kan die fliek Prayer Warrior onthou? Prayer Warrior. Wie van julle kan daai fliek onthou? Waar het daai vrou gebid? Sy het binne in 'n hangkas gebid, in 'n prayer closet. Sy het haarself toegemaak binne in daai hangkas en daar het sy gesit en bid tot God en God het met haar gepraat binne in daai kas. Hy het met haar gepraat, hy het met haar gedeel. Sy het hom ervaar, gevoel. As jou aandag by God is, openbaar hy hom aan jou. Maar as jou aandag nie by God is nie, vergeet dit. Ander ding wat ek wil sê is, raak betrokke by die gemeenskap. Dis mense hierso wat nie bly. Ons loop elke dag by hulle verby. Ons praat elke dag met hulle. Het jy een oomblik vir hulle gesê, kom ek vertel jou van Jesus. Het jy vir hulle gesê, kom ek vertel jou van Jesus. Nee, ek gaan my kerk aan jou verkoop nie. Ek wil jou net vertel van Jesus. Hy wat my uit die vuurmond uitgehaal het. Hy Jesus. Dien ander, word 'n bedienaar. Mense wil net bedien word, hulle wil op hulle trootjie sit en almal moet net right en center klap, spring as hulle vingertjies slap. Maar self is hulle nie bereid om te dien nie. Iemand siek is, sê die Bybel, roep die ouderlinge, salf hulle, bid vir hulle, lê hulle hande op, en hulle sal gesond. Maar ons is vinnig om te sê, pastoor, Bybel sê, roep die ouderlinge, roep die ouderlinge. Gehoorsaam, is die begin van oorwinning. Konsentrasie. Waar is jou oor gevestig? Waar is jou ore gevestig? Is dit op skinder gevestig? Baie keer hoor ek, in hierdie gemeente het dit hoeveel keer gebeur. Voor my tyd, lang voor my tyd, lang voor Pastoor David se tyd het dit gebeur.
Ek gaan nie meer kerk toe kom nie, want die mense loop en skinder by daai kerk. Dit sê vir my, jou aandag is nie by God nie, en jou gehoorsaamheid is nie by God nie. Maar jou aandag is by skinder. Dis waar jou aandag is. Mense sê, ek gaan nie meer kerk toe kom nie, want kyk die kleredrag van die mense daar by die kerk. Iemand het my gevra, ek moet asseblief 'n das aansit as ek preek. Ek het gedink, Here, as dit daai mense gaan bring kerk toe, sit ek met graag 'n das. 3 maande het verbygegaan wat ek elke Sondag 'n das aangehad het die preek. En in 3 maande se tyd het daai persone glad nie kerk toe gekom nie. Die Bybel sê vir ons, Here Jesus noem dit so, jy is 'n wit gepleisterde graf. Jou kleredrag bepaal nie jou karakter. Jou hart bepaal jou karakter. Amen. Daai man met 'n kortbroek wil kerk toe kom. Sê welkom om met 'n kortbroek te kom. Daai man met sy frisman hentie wil kerk toe kom. Sê welkom om met 'n frisman hentie kerk toe kom. Een ding bly staan soos 'n paal bo water. Hy het 'n behoefte aan God en nie om gesien te word. Amen. Paal jou op Jesus. Vergeet die mens rondom jou. Want die mens sal jou in elk geval nie kan help nie. Net Jesus kan jou help. Amen. Ek hoor ook deesdae kerk toe. Tradisie. Wat God se hart week maak. Is hoe dankbaar is jy teenoor God. Dit maak sy hart week. As jy daar bid tot hom, en jy besing hom, en jy loof hom, en jy prys hom, en jy betuig jou dankbaarheid tot hom, is hy meer geneig om sy oor na jou toe te draai, as wat jy daar by God kom, en jy het jou shoppinglys uitgepak, en gesê, Here, gee vir my, Here, gee vir my, Here, gee vir my. Daai dankbaarheid, maak God se hart week. Het ooit een van julle al ooit gevra, Here Jesus, kom woon in my. Het jy dit al gebid? Of vandag koue water op jou gooi? Het jy al ooit gevra, Here Jesus, kan ek jou sien? Kan ek jou voel? Kan ek jou ervaar? Nou toe ek hier gestaan het, hier waar ek gestaan het, onder lofprys, het God my so aangeraak. Ek was so bewus van sy teenwoordigheid gewees. Waartoe dat die gees van God in my werk. Daai empatie wat hy het vir ons, moet ons uitstraal na die mense rondom ons. Empatie. Voel jy die mense se pyn of het jy net simpatie met hom? Ek kan ook sympathiseer met enige mens. Want bedoel ek dit? Empatie bedoel jy dit, want jy voel daai volgende persoon se pyn, jy voel sy hartseer, of jy voel sy vreugde, maak nie saak wat sy gevoel nie. Hoe vandag vir jou sê, van die Bybel, memoriseer die skrif, want met daardie skrif wat jy gememoriseer het, kan jy die vyand verslaan. Ons lees van die wapenrusting van God, die swaard van die Gees, waarmee jy
vyand verslaan, die woord van God. Toe die Satan vir Jesus gesê het, sê vir die klippe hulle met brood word, toe sê die Here Jesus, jy sal nie van brood alleen kan lewe nie, maar van elke woord wat uit God se mond uitgaan, sal jy kan lewe. Want hy ken die skrif, want jy moet onthou, die vyand, daai ou met die horings op sy kop en die stert en die vurk wat ons noem Satan, hy ken ook die skrif en hy ken dit inteendeel beter as jy. Daarom sê God, wees gereed, sit jou fokus op my. Ander deel jou stryd met iemand. Kry iemand wat jy kan vertrou, wat jy confidant kan noem en sê, jy is my confidant, ek het hierdie en hierdie en hierdie probleem. Help my. Jare terug was 'n groot skok gewees in die AGS gemeentes. Pastoor, 'n sterk gemeente, groot. Ek wil nie die dorp noem nie, want miskien ken iemand die persoon. Groot gemeente. Hy het met niemand gedeel nie, hy het gesit en top oor die dinge wat gebeur in die kerk, soortgelyk wat hier gebeur het, soortgelyk wat in baie ander kerke gebeur, waar kerk skeer en kerk splitsing plaasvind, waar ontevredenheid, waar skinder is, waar bankrotskap is en al daai dinge. Daar die arme pastoor het sy fokus op die verkeerde plek gesit. Hy begin top oor die negatiewe dinge in die lewe. Een Saterdagmôre kry ons die tyding uit homself geskiet. Godsman het homself geskiet. Dit was harde slag vir ons. Ek het hom geken. Die gedeel. Hy het dit opgegaar hierbo, opgekrop, soos 'n stoompot. Daai oomblik as daai pressure te veel word, dan bars alles uit en hulle skiet teen die dak vas. So het met hom gegaan. Daai pressure het net te veel geraak en hy het homself geëlimineer, self vernietig. Ek wil vandag vir julle sê, Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Aangesien ons omring is deur 'n groot wolk van getuienis, laat ons alles afwerp wat verhinder en die sonde wat so maklik verstrengel is. Alles afwerp wat verhinder. God verwag van jou om rein te word. Alles af te werk. Want die bietjie sonde wat jy hou, bring nog steeds daai skeidspier tussen hom en jouself. En dit verstrengel jou. Hierdie klimplante wat die mense so teen die mure plant. Poison ivy, die ding het nogal die regte naam, poison ivy. Klimplante, plant hom teen die mure en hy klim nie op en hy verstrengel hierdie mure, hy groei hom toe. Bome groei toe, eventually vrek die bome. In die dorp het 'n palmboom gestaan daar naby die ou Pietempy. Hoë palmboom. Daai ding was van die grond van die parkeerarea af tot in die toppe toe, was hy toe verstrengel deur hierdie klimplant en eventually het hy gevrek. Hy palmboom gevrek. Dus hoe jy verstrengel word in jou sonde en eventually is daar vir jou net een pad. Die pad na die dood. Ek wil hierso, wil ek stop. As nog, maar ek wil hier stop. Want God sê van ons, jou fokus moet op my wees. God sê vir ons, laat hierdie woord op goeie grond val. Draf.
Wees vrugbaar. Wees 'n disipelmaker. Versprei die woord tydig en ontydig. Elkeen wat hier sal sit in hierdie gebou vanmôre, het 'n buurman aan albei kante. Elkeen wat hier sit. Waar jy het een kant te doen, vrou. Deel die woord. Nooi uit. En ons kyk of God nie die sluise van die hemel vir jou wil oopmaak.